Môre vriende, baie welkom by nog 'n erediens. Ons is so geseënd om so saam te kan wees en Vader se naam te kan grootmaak. Kom ons sluit met die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, hoe kan ons as mens U ooit genoeg dankie sê dat U ons weer wakker gemaak het vanoggend. Here, dat U ons seën met nog 'n dag. Ja, Here, en dan nie eers te praat van die veilige bewaring. Dankie ook daarvoor, Vader. Dankie dat U so na iedereen en elk se behoeftes omsien. En ja, Here, dankie dat U so vir ons sorg. Here, dankie dat U so lief is vir ons. Vader, dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Die woord wat ons kan lees, wat ons kan verstaan en ja, Here, ook kan lewe. Vader, ek wil U vra, versterk ons nou waar ons weer 'n boodskap van U gaan ontvang. Here, open ons geestesore, dat ons sal hoor wat U sê. Heilige Vader, laat ons na die wêreld daar buite los waar hy is. En ja, Here, laat ons elkeen anderste hier uit sal stap as wat ons hier ingestap het vanoggend. Here, al die eer kom U toe, want net U is dit waardig. Ons loof en prys U daarvoor in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, baie welkom. Ek hoop julle het almal 'n lekker dagie gehad. Lekker lang naweek. Ja. Vriende, ek wil begin deur vir ons 'n verhaal te vertel. Julle sien, 'n oupa, julle weet ons almal oupas is ons altyd wys. Nou ja, weer eens kom die klein seentjie by die oupa. En hy vra vir die oupa,
Hoekom moet ek elke dag Bybel lees? Wat sien jy daarvan? Jy verstaan dit glad nie. Jy weet mos nou, soos ek mos nou al gesê het, oupas is mos nou al wys, want hulle wys dit mos nou, hulle is al wys, want hulle het mos die wisdom highlights mos nou al in hulle hare ook. So sê vir die oupa vir die seun, gaan haal vir my 'n goeiingsak. Nou van julle wat nie weet wat 'n goeiingsak is nie, dit is een van die ou meelsakke wat hulle gebruik het, so breinerige enetjie, dat hy net 'n bietjie lig kan inkry sodat die meel seker maar nie klam word of iets nie. Hulle noem dit ook 'n hoesynsak. Jy sien, hy sê vir hom, gaan haal vir my een van daai goed en dan die spruit hier agter die huis. Gaan maak hom vir my vol water en dan bring jy hom vir my. Nou vriende, soos wat ons almal weet, daarin dink draam ons nie water nie. Maar ja, die seentjie is daar op pad en hy spring al weg, daar gat hy. Eerste keer, hy kom so halfpad by sy oupa, daar's die water in die sakkie. Hy weer terug. Tweede keer, derde keer, hy kan net nie die sak vol water daar by sy oupa aanbring nie. Yes, hy moedeloos, toe hy na die vierde keer weer probeer, moedeloos, kom hy daar by sy oupa. Oupa, nee, dis onmoontlik. Die water bly uitloop as ek die sak vol maak, bly uitloop. Julle weet mos soos die oupas is, soos ek het gesê het, met hulle wysheid. Hy vra sy seentjie toe, nou, maar ou seun, hoe die sak gelyk voordat jy hom begin vol water maak het? Nee, jy's oupa, hy was veel. Sy oupa sê, jy sien, net soos daardie sak vuil was, of nee, altens, toe vra hom, nou, hoe lyk dit nou, na jou vierde keer, nee, oupa, hy is skoon. Daar kom die antwoord vir hom, jy sien seun, dit is hoekom 'n mens elke dag jou Bybel moet lees. Want jy word vuil deur die dag. En in die oggend dan jy jou Bybel lees, dan is dit asof die skrif jou mos nou weer skoon maak en weer reinig. Maar die oupa sê ook, wag, nog nie weghardloop nie. Ek is nog nie klaar nie. En die oupa vat die sak en hy draai hom uit en daar drup die water uit die sak uit. Vloer papnat. En julle weet natuurlik, wanneer jy die Bybel lees, word dit deel van jou. Jy sien, daar het 'n bietjie water nog in die sak agtergebly. So, in sin speel is jy daardie sak. Jy is daardie watersak. Alles is nie verlore nie. Dit wat jy, soos wat hy heen en weer gehardloop het, by die water uitgeval het, het hy mos nou gelos vir die wêreld. Vir iemand langs die pad om op te tel. Hy het 'n woord gedeel met iemand. Dit is hoekom die woordkennis in jou kop moet wees. Dit is hoekom jy moet lees. En tog kom jy nog by die huis. Jou sak was vol toe jy vanoggend gaan begin het, maar nou daar staan net 'n bietjie water in. Dis hoekom dit belangrik is, elke dag jou Bybel te lees. Elke dag vol te word. Om elke dag iets te hê om te deel aan iemand anders. Om elke dag, aan die einde van die dag, dan nog 'n bietjie oor te hê vir jouself. Vriende, ek lees ons skrifgedeelte vandag, dis uit 2 Timoteus 3, vanaf vers 14 tot 17. Ek lees vir ons voor. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrif ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing en tot die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Vriende, julle sien, die Bybel is nie net daar vir 'n ornament nie, of baie mense sal dit gebruik as 'n voetstander vir 'n tafeltjie wat 'n bietjie wieg. Ander mense sal hom net daar hê as 'n beeld. Weet julle, die Bybel is, daar's baie meer. Die Bybel is baie meer as dit. Wat 'n ander verduideliking kan ek vir julle gee van die unieke rol van die Bybel? Julle weet, wat het die Bybel in die mensdom se geskiedenis gespeel? Sien, hierdie boek het reg oor die wêreld harte en lewens verander. Ek dink dit doen tot vandag toe nog. Waar ook al dit verskyn het. Dit is so baie dinge omtrent die Bybel wat wys op feite dat dit inderdaad die woord van God is. Ek weet daar's baie mense wat wil sê nee, maar die Bybel staan so baie oorgeskryf, die Bybel staan so baie vertaal, die Bybel staan so verdraai.
En ja, weet jy wat nie, hulle sal net nie ophou met verskonings hoekom hulle nie die Bybel wil lees nie, maar weet julle, soos wat ek gelees het met ons intreevers, die hele skrif is deur Vader gegee. Nie 'n halwe skrif of 'n paar woorde nie, die hele skrif. Julle weet vriende, hierdie woord, die Bybel, God se woord, dit is die enigste ware boek. Die enigste ware boek wat ons kan lees. Hierdie is 'n topverkoper. Nie die huisgenoot nie, nie die keer nie. Nie 'n rapport elke oggend, elke Sondag, een keer 'n week. Hierdie is ons padkaart. Hierdie is ons kompas. Weet julle, ek wil eintlik so ver gaan om te sê hierdie is ons magic ball. Want weet julle wat? Hierin staan die toekoms. Maar die verskil is, die toekoms is nie wat jou toekoms inhou nie. Ja, dit is in 'n mate wat jou toekoms, maar wat alle mensdom, alle mense se toekoms inhou. Staan hier in hierdie woord, dit staan in hierdie boek. Gaan lees dit in Openbaring. Dit is wat kom. Dit is wat kom. Al die ware verhale is in hierdie woord. Hoekom nie dit eerder lees nie? Julle sien vriende, die profeet Josaja, sê God vir ons hoekom ons die Bybel moet lees. Hoekom dit kragtig is. Wat kan ons daai kry? Wat kan ons daai leer? Jy sien vriende, die woord dra altyd vrug. Dit floreer altyd en is voorspoedig waarin God dit stuur. Jy sien, net soos God se gesproke woord in Genesis die krag gehad het om die heelal te skep, net so het hy geskrewe woord die krag om nuwe lewe te skep in die harte van diegene wat dit lees en wat dit glo. Ons lees in Jesaja 55 vers 10. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voorbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en die brood aan die eter. Dit is hoe ons te woord kom. En dan lees ons ook in 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God, ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mens nie, maar soos die waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle en ons en my, wat glo. Van vriende, jy moet glo wat jy lees en jy moet absoluut glo dat dit God se woord is wat spesiaal vir ons elke ene daar neergesit is. Ek gaan vir julle probeer, ek wil nie sê ooreed om julle Bybel te lees nie, maar ek dink as ons nie klaar is met die boodskap, gaan julle elkeen regtig die woord wil lees. Want soos ek gesê het, is die kompas. Hierdie is ons waarsêerbal. Hierdie is ons toekoms. Hoekom sal 'n mens nie wil weet wat in die toekoms gaan gebeur nie? Ons almal is ons nuuskierig, is ons nie? Stop jy nuuskierigheid, lees jou Bybel. Sien vriende, die skrif is toeganklik. Dit is toeganklik vir ons elkeen. As ons maar net bedink, waar die skrif vandaan gekom. Hoeveel mense in die ou tyd het hulle lewens gewaag, net om met die skrif rond te loop. En weet julle, dan het hulle nie eers net die skrif gehad nie, hulle het net 'n deeltjie van die skrif gehad. Hulle het byvoorbeeld net 'n Bybelversie gehad, wat hulle in hulle sakdoek kon rondgedra het. Maar die woord is rondgedra. Maar weet julle, so die woord rondgedra is ook, het Vader dit behaag om daardie woord by iemand uit te kon kry. Sien, as Vader werk, kan niemand hom stop nie. As Vader God sy woord stuur, kan niemand hom stop nie. Niemand kan 'n roadblok daar sit en sê nee, sorry nie, want Vader sal wel 'n weg kry om daai woord deur te kry. Weet jy, ons in Suid-Afrika is eintlik so geseën. Maar ek wonder of besef ons dit ooit reg. Ons kan elke dag huisgodsdienste hou. Ons kan elke dag
praise and worship hou, lawaai maak vir God. Maar doen ons dit? Ons het nie nodig om ons Bybels weg te steek nie, maar tog lê onder in ons laaie. In die ou tyd het hulle ons altyd gelag as ons sê ja, al wanneer die Bybel uitgehaal word, is wanneer die dominee kom huis besoek nie. En dis miskien 1 keer 'n jaar. Dis eintlik so hartseer. En dis sien vriende, om 'n Bybel te kan lees en te kan besit, is werklik waar 'n groot seën. Ek lees vir ons Jesaja 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Dan sal jy met goeie gevolg handel. Sien julle vriende, hoekom het ek gesê jy kan ons in die toekoms insien met die ding? Want hier staan dit in Josua geskryf in die Ou Testament, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Hoe jy gaan ons voorspoedig wees. Jy was nie voorspoedig nie, so jy gaan wees. Sien? Present tense, not past tense. En dan natuurlik die wyse Spreuke 40 vers 20. My seun, luister na wat ek jou sê. Neig jou oor tot my woord. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir die hele liggaam. Vriende, ek dink ons is almal bekend met daai ding wat hulle sê, as jou hart siek is jou hele liggaam siek. Maar as jou hart gevul is met die woord, jou liggaam mos nie siek wees nie. Julle sien vriende, die skrif bring lewe. Dit maak nie saak hoeveel keer jy dieselfde vers of hoeveel keer jy al deur hierdie Bybel gelees het nie. Jy sal elke keer as jy 'n sekere vers lees, sal jy 'n ander openbaring kry. Weet julle hoekom gee hierdie woord lewe? Want hy is lewe. Die Heilige Gees, glo ek, lewe in hierdie woord. As jy sê 10 gelowiges bymekaar sit, jy hoef nie eers 10 gelowiges bymekaar te sit nie, 10 mense bymekaar sit. En daardie woord lees. Jy gee vir elkeen presies die deeltjie om te lees. En dan een vir een moet hulle vir jou kom vertel wat hulle gelees het. In hulle eie woorde vir julle verduidelik. Ons weet ons almal die Heilige Gees praat met almal, maar hy praat op verskillende maniere. Ek kan vir julle nou garandeer dat nie een van daai mense se antwoord dieselfde gaan wees nie. Dit is hoekom ek sê die woord het lewe. Hy gee lewe. Hierdie woord waarsku jou ook. Jy sien vriende, stel jou voor, hierdie woord het God elke bladsy geskryf as 'n liefdesbriefie vir my en vir jou. Jou persoonlike, handgeskrewe, afgelewer Jesus God se liefdesbriefie aan jou. Gaan jy hom oopmaak? Gaan jy hom lees? Of gaan jy hom stoor vir later? Is jy nie nuuskierig om te lees wat daar aangaan nie? Is jy nie nuuskierig om te sien wat God van jou sê nie? Ek dink ek sal my bene afhardloop om bly gaan oopmaak, ek sal nie ophou lees nie. 'n Liefdesbrief van God af. Vriende, dan kom die vraag by my op. Wat moet jy van God hoor? Watter lyding het jy van hom nodig? Watter seer, sonde, vrees, skande, skuld skuil diep in jou siel, wat sy woord kan openbaar en genees? Sien vriende, terwyl jy die skrif lees en daaroor nadink, staan ook tyd af om God te vra om jou siel te deurdring en die krag van sy woorde duidelik met jou te laat praat. Die Heilige Gees sal met jou praat, glo vir my. Ons lees in Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n enige tweesnydende swaard en dring deur
tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Sien julle vriende, hoekom ek sê hierdie boek is lewe? Hierdie boek sien dwars deur jou. Tot daar waar geen dokter seker kan sny eers. Sien hierdie woord. Sien vriende, wat ook baie belangrik is verskoon my net. Die woord is betroubaar. Okay. Ons kan regtig glo wat in hierdie woord staan, soos ek weer terugkom na ons intreeverse. Dit is deur God ingedien. God kan ons nie jok nie. Julle sien, soos ek nou vir julle gesê het, daar is een manier waarop jy self kan weet of die Bybel betroubaar is. Net een. Begin dit lees. Bestudeer dit. Kyk of dit wat jy lees strook met wat God daardeur vir jou sê. Het jy al agtergekom as God gesê het, of jy lees in die woord iets, maar moenie soontoe gaan of moenie daai doen nie. En jy wil dit doen. En jy gaan doen dit en jy moes dit nie gedoen het nie, want daar val jy plat op jou as in stof en modder. Maar God het vir jou gesê moenie gaan nie. Jy het mos daai klein bietjie vrees gehad, maar jy het dit wel gedoen. So kom ek sê, die woord is betroubaar. Ek dink, weet julle wat, ons moenie net een of ander webjoernaal lees wat probeer om die Bybel se geloofwaardigheid in twyfel te trek nie. Jy sien, die vyand het gekom om ons aandag af te trek van wat die woord regtig vir ons beteken. En weet julle vriende, ek sê dit altyd baie. Die vyand het nie eers 'n Bybel geskryf nie. Die vyand het nie eers 'n Bybel. Maar weet julle, dit is telke maal sal ons eerder wil glo wat daardie vyand in ons oorfluister, as wat God se liefdesbrief vir ons wil sê. Dit is so hartseer. En hoe doen die vyand dit? Deur valse goed te gaan plaas in koerante en om ons te laat bevraagteken of is dit die woord van God? Is dit iets wat betroubaar is? Is dit iets wat ons kan glo en kan vertrou? En ek sê vir julle met 'n groot verseker, ja. Soos ek weer eens sê, die vyand het nie eers een geskryf nie, maar ons as mens wil hom eerder glo. Dis hartseer. Julle sien vriende, 'n mens moet dit regtig op jouself neem. Jy moet self deur hierdie woord gaan. Jy moet dit self gaan ervaar. Dit help nie ons gaan na iemand anders toe om vir ons die woord te verduidelik nie. Ja, nee, dit help ook. Maar ons moet dit self lees. Ons moet self weet wat daar binne in staan, want hoe weet of daardie persoon ons nie gaan verlei met valse woorde nie. Dit is hoekom dit ook so belangrik is om hierdie woord te ken. Julle sien vriende, kyk of die krag en die gesag van God se stem nie duidelik vir jou begin deurkom nie, wanneer jy meer tyd in sy woord lees nie, of sy woord spandeer nie, sorry. Ons lees in Handelinge 17 vers 11, en hierdie mense wat edelmoedig is as die in Thessalonika, hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. En dan lees ons natuurlik in die wyse Spreuke 30 vers 5. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skuld vir die wat by hom skuil. Tot die woord beskerm jou. Vriende, Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. Wow. Kan die vyand dit sê? Wag. Nee, hy kan nie. Want hy het nie 'n woord nie. Want die vyand het gekom om te kom steel en te kom roof en te kom vernietig. Hy het nie 'n woord nie. So, hy kan dit nie sê nie. Weereens, hoekom glo ons hom? Hoekom glo ons nie wat in ons liefdesbrief staan nie? Julle sien vriende, die skrif is bruikbaar. Soos ek nou gesê het, dit kan ons kompas wees, ons rigtingaanwyser. Daar's verse wat in die skrif
deur God geïnspireer is. Julle sien, ons weet daar is dosyne skrywers wat oor duisende jare wat deur God gebruik is om hierdie woord vir ons op te skryf, sodat ons dit kan lees, kan verstaan en dit kan besit. Julle sien, ander gedeeltes sal soos 'n dierbare vriend word, na wie jy telkens terugkeer, want is ons lekker om saam goeie vriende en lekker vriende te kuier. Daai vriende praat ons sag met jou en wow, jy hang aan sy woorde. Dit is soos kosbaar soos wat ons Vader se Bybel is. Julle sien, daar's niks verkeerd daarmee om Kolossense wat vir jou groeidag gee, meer en meer te lees en dit meer bruikbaar te aanvaar of te beskou as Obadja nie. Julle sien, dit maak nie saak wat jy lees nie, solank jy net lees. Julle sien, vriende, na mate jou verhouding met God groei, sal jy verbaas wees, selfs in die lokale gedeelte van soos 'n geslagregister of 'n gevegstradisie of 'n uitaardige spreekwoord op een of ander manier lig kan gee vir waar jy jouself nou bevind, waartoe jy op pad is, of dalk met 'n keuse wat jy moes gemaak het. Ewe skielik gaan daar vir jou liggie aan. Bloem. Net toe jy klaar jou liefdesbrief gelees het. Vriende, ja, die Bybel kan ons veroordeel, hy kan ons lei. Ons voorberei en bemagtig om elke dag meer en meer soos ons koning Jesus te wees. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16. Dit is ons hoof vers. En ek wil dit regtig net graag weer beamoen. Die hele skrif van voor tot agter, van Genesis tot Openbaring, vriende, is deur God, heilige God, almagtige God, wat alles gemaak het, deur hom ingegee en is nuttig tot leerling, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Is dit nie wonderlik? Het ons nie 'n great kaart nie? As ek hier lees, dit is asemrowend. Of God se woord is regtig, is dit nie 'n liefdesbriefie? Kyk wat beloof God jou. Kyk wat sê hy vir jou, om vir jou volkome toe te rus. As God vir jou sê, my kind, hierso, ek wil jou volkome toerus. Hierso, lees. Wow. Vriende, die vraag kom by my op, hoe sal jy vir God toelaat om dit in jou lewe te gebruik? Sy liefdesbrief vir jou. Hoe gaan jy hom toelaat? Ons lees Romeine 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons leerling tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En dan lees ons ook in 1 Korintiërs 10 vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwings aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Sien vriende, die waarskuwings is daar. Die waarskuwings staan in jou Openbaring. Dit is waartoe ons op pad is. En hoeveel ander waarskuwings is dit net daar nie wat Here Jesus vir ons gee in sy woord, as hy vir ons sê, die wat ore het moet hoor nie. Luister vriende, luister as God praat. Jy sien, die skrif, die liefdesbrief, voed ons siele. Hy gee vir jou kos. Jy sien, ons liggaam is beskik oor 'n eetlus, wat ons gereeld herinner, as ons honger is, dan moet ons eet. Dit moet ons voed, dat ons aan die lewe kan bly. Ons liggame. Nou, wat herinner jou om jou gees te voed? Hoe voed jy jou gees? Wil jy jou gees voed? Is dit belangrik om jou gees te voed? Jy sien vriende, om 'n verhouding met God te versterk, moet ons dit ons voed.
Ons moet ons nader aan kom deur dit. Die woord van God is daardie voedsel. Jy sien, dit is soos 'n baba wat melk nodig het. 'n Gees wat deur geloof in Christus lewend gemaak is ook 'n aptyt. As die Heilige Gees is binne in jou werk, dan honger jy mos vir meer. Ek meen, jy kan die lekkerste koek, die lekkerste paai, whatever kan jy gaan eet, die lekkerste stew. Maar jy gaan nog steeds hier binne voel, jy honger nog vir iets. Maar ek dink daardie honger kom meer van jou hart af. En dit is die honger vir jou liefdesbrief. Dis die honger om te gaan hoor wat wil Jesus vir jou sê? Wat wil hy jou verduidelik? Waartoe wil hy jou waarsku? Dis sien vriende, is egter so maklik om ons aandag af te lei van die behoefte om in harmonie met hierdie honger en dors te bly. Vermaak, en julle sien die probleem is, vermaak, om ons besig te hou, om saam met vriende uit te gaan kuier, sportbyeenkoms by te woon. Ons sulke dinge wat eerder ons aandag trek, ons sulke dinge wat lekker is, ons eerder sulke dinge waartoe ons wil gaan. En in plaas van om ons Bybel te lees of in 'n Bybelstudiegroep betrokke te raak. Hoekom? Daar is mos tyd vir alles. Tydsbestuur. Pas dit in. Pas daai uit. Wat is die belangrikste vir jou? Jy sien vriende, dit is hoekom Vader vir jou eie wil gegee het. Jy moet kies. God gaan nie vir jou kies nie. Jy moet kies. Kies jy die wêreld of kies jy hom? Kies jy sy liefdesbriefie of wil jy gehoor wat die vyand vir jou wil te sê het? Sien vriende, God sê nie ons moet onsself inhok en ons nie ons lewens geniet nie. Hy het ons gesê hy het gekom om vir ons die lewe in oorvloed te gee. En dat ons dit moet geniet. Ons kan dit geniet, maar geniet dit saam met hom. Hoeveel te meer, hoeveel te lekkerder te gaan dit nie wees nie. Jy het 'n Vader wat alles besit, alles het, jy kan seën en bless met alles, en jy geniet dit saam met hom, as wat jy hierdie aardsvader wil saamnooi, wat jou net in die verdoemenis gaan inlei, jou gaan laat seer kry, hartseer gaan laat kry, eerder sal met hom saamvat waar ook al jy wil gaan. En vriende, jy moet kies om die voeding vir jou geestelike groei. Jy moet dit kies. Jy moet jou prioriteite so stel om tyd te maak vir God se liefdesbrief aan jou. Jy sien, ons lees in Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En in 1 Petrus 2 vers 2 lees ons ook, en verlang sterk soos pasgebore kindjies na die onvalse melk van die woord, dat julle daardeur kan groei. Baie mense sê ook, yes, maar ek hoor nie meer God praat met my nie, ek hoor nie meer God se stem nie. Welkom. God praat met jou, maar jy wil net nie luister nie. Hoekom nie? Besig. Is die wêreld hou mens besig? Ja, baie besig. Dink dan net daaraan, as God te besig is om na jou te luister of aan jou aandag te gee, wat gaan jy dan doen? In 'n situasie of in 'n posisie wees nie. Vriende, weet julle, die Heilige Skrif bring wysheid. Toe koning Salomo, ons ken almal die storie van koning Salomo, toe hy vir God, of toe God hom gevra het, hoor hierso, as jy enigiets gee wat jy wil hê, wat wil jy hê? Toe kies koning Salomo, ons almal weet, hy kies wysheid. Hy het vir wysheid gevra. En ons weet natuurlik, was al die ander goed vir hom bygevoeg. Net so kan ons ook van God vra, Here, gee vir my wysheid om u woord meer te verstaan, gee vir my wysheid om te sien wat u vir my wil sê, gee vir my wysheid om u beter te leer ken. Weet jy, in sy woord, God se woord staan hy gee wysheid aan elkeen wat vra. Hy sê nie ja vir die een, nee vir daai nie, hy gee vir elkeen wat vra, maar jy moet in geloof gaan vra. God sal vir jou die wysheid gee om hom te sien, om hom te verstaan, en om nader aan hom te kom, en meer soos Jesus te wees. Julle sien vriende, baie keer gee God wysheid in ons lewens, tydens gebed, of deur ander medegelowiges. Dis hoekom dit so belangrik is om saam met ander gelowiges te wandel en te leef. Om saam die skrifte bestudeer, en te hoor wat die Here wil hê.
Dit is so 'n amazing gevoel. Julle sien, as jy daai antwoord van jou kry, wat jy so lank voor gewag het, ewe skielik kom openbaar God dalk in een sinnetjie vir jou. Jy het gevra en daar's God se antwoord. Julle sien, alhoewel die boek Spreuke spesifiek oor praktiese wysheid handel, kan dit wysheid nog steeds deur die Bybel geskryf word. Deur die voorbeeld van iemand se verhaal, deur 'n profesie, kan ons nog steeds daar die wysheid sien. Julle sien, deur die onderrig van Jesus of deur die briewe van die apostels, daar's ook baie wysheid daarin geskrywe. Ons kan net gaan lees na al Jesus se vergelykings en sy wat hy geleer en gesê het. Daar is ook so baie om daarin te leer, veral soos hy gesê het, die wat 'n oor het, laat hom hoor. Die wat oë het, wat moet sien. We sien in Spreuke 2 vers 6 staan daar geskrywe, sodat jy jou oorlaat luister na wysheid, jou hart neig na verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silwer en dit naspeur, soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, wat die Here gegee, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Sien vriende, hierdie woord suiwer ons ook. Dit maak ons skoon van ons sondes, ons verkeerde dade, ons verkeerde denkwyse. We sien God se standaard van heiligheid is onmoontlik om te bereik sonder die krag van sy genade. We sien dwars deur die Ou Testament het God se volk probeer om streng reëls rakend vas en reinheid te handhaaf. Ons weet almal van al daardie reëls wat die Israeliete moes volg, sodat hulle kan rein bly voor die Here. En ek dink dit is onmoontlik. Maar en dit is moeilik om te dink hoeveel moeite in die ou kultuur gedoen is om net skoon te bly. En hoe nutteloos hulle pogings soms moes gelyk het. Ons almal is bekend met daardie. Jy sien, om skoon, wit wasgoed, sonder vlekke of polje te sien, moes inderdaad baie skaars gewees het. Dit is Jesus en sy werk vir ons aan die kruis, wat hierdie soort volmaaktheid kan bring, en dit kan bereik. Jy sien, net soos die sorg en ondersteuning van 'n man na sy troue aan sy vrou, dit is wat die Here Jesus vir ons kom gee het, met sy woord. Daai opgevaar het hemel toe, dis het almal mos nou verbaas gestaan, bang, hoorie, waartoe nou, wat nou, hoe nou? En ons in hierdie tyd, 2000 jaar na Christus, kan eintlik so dankbaar wees vir hierdie woord. Want ons het nie nodig om daar te staan en te wonder wat nou waartoe nie. Ons het alles hier, alles in hierdie skrif. Net ons wat dit moet gaan lees. Ons moet dit glo. En weet julle, die woord sal ons lei. En julle, hoekom sê ek, dis ons kompas en ons padkaart? Die woord lei ons. Dink jy dat God selfs oor die kleinste besonderhede in jou lewe omgee? Kleinste dingetjie. Dink jy ons God bekommer om daaroor? Net so oor die groot besluite. Sien, God wil in die klein en die groot in alles in ons lewens betrokke wees. God stel regtig belang. Ek meen, as God nie belang gestel het in jou lewe nie, sou hy nie sy seun gestuur het nie. Sou hy nie die woord vir ons gegee het nie. Want dan is dit ons nou net, I don't care. Maar weet julle, God het ons so lief, dat hy hierdie woord vir ons gegee het, om te kan verstaan, te kan lees, te kan lewe. Verbeel jou, jy is in die nag op 'n donker pad, met slegs 'n klein lampie, wat jy net een tree voor die ander kan sien. Dis al wat jy kan sien. Jy sien,
Weens die donkerte kan jy nie net tot aan die einde van die reis sien nie. Jy kan net 'n tree voor jou sien. Eers as jy vorentoe beweeg, eers as jy daai eerste tree gee vorentoe, dan kan jy sien waartoe die volgende tree jou wys. Net so moet jy die woord van God gebruik terwyl jy vorentoe beweeg. God gaan nie vir jou hele pad wys nie, maar God gaan vir jou die volgende tree wys. En die volgende tree is saam met hom in sy lig. God sal ons nie drop nie, hy sal nie teleurstel nie. En as jy in die lewe stil staan, sal jy elke dag dieselfde struikelblok en dieselfde probleem sien. Jy moet vorentoe beweeg. Gaan voort. En vertrou op die woord van God om jou te lei. Dit is 'n lewendige, ware liefdesbrief. Vriende, met elke volgende tree kan jy na sy woord uitreik om die volgende tree te vind. God mag dalk nooit jou eindbestemming of selfs die volgende deel van jou reis vir jou wys nie, maar hy sal vir jou die volgende tree wys. Hy sal vir jou verlig, daardie volgende een. Ons lees in Psalm 119 vers 105 so mooi. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. U woord. Psalm 119 vers 18. Open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Vra God. Dis hoekom ons mos nou gelees het dat God sy wysheid vir ons gee. Dat ons daardeur om beter kan leer ken. Dat hy wysheid gee om ons verstand oop te maak. Om hoor wat hy kan sê, wil sê. Dis nie vriende, die woord rus ons op toe. Dit rus ons toe om te kan ja sê, want ons moet ja sê, nee, want ons moet nee sê. Ons sal nooit kan voorspel wat 'n beproewings of probleme op ons lewenspad kom nie. Ek dink as ons elkeen ons probleem kon gesien aankom het, sou nie een van ons hom vasgeloop het nie. Ons sou alreeds begin 'n plan maak het om daai probleem uit te sort, of ons sou omgeloop het. Maar om vasgeloop het, sou ons nie. Dus sien vriende, ons sal nooit ook mooi verstaan waartoe ons regtig op pad is nie, as ons nie ons aandag en ons tyd aan God se woord spandeer nie. Jy sien, net soos 'n soldaat in 'n permanente staat van paraatheid moet wees, veral wanneer jy mos nou maar in die gevegszones is. Jy kan nie sit en slaap nie. Jou moet gereed wees. Jou vuurwapen moet skoon wees, jou magasyn moet daar wees. Jy sien, net so kan ons onsself ook voorberei vir die pad, wat ook al ons pad mag kruis. Deur tyd in die woord van God te spandeer, kan ons onsself voorberei, mos dit is so presies soos wat jou versoekings kom. Soos wat Jesus versoek is deur die vyand. In die woord staan. Hy het ons aangeval met wat in die Here is, wat God sê. Dit is mos nou ons wapenrusting. Dit is wat ons gereed maak vir daardie geveg. Jy sien, het jy al ooit iemand geken wat elke keer presies die regte vers in 'n situasie uit die Bybel kan aanhaal? Jy al ooit by iemand so gesit en elke keer as daar 'n probleem is, sê hoor dis maar in die woord staan. Hoor nee, maar in die woord staan. En jy sien, daai mense is daar. Dit is daar. Weet julle hoe kry hulle dit reg? Hulle spandeer baie tyd in die woord. Hulle lees hulle woord. Hulle lees dit nie net nie. Hulle bepeins dit. Hulle wonder daaroor. Hulle bid daaroor. En hulle onthou dit. Want hulle het ons gevra vir wysheid. Hulle sien al die krag en die voorbereiding wat ons nodig het om omstandighede in ons lewens te hanteer, as ook alles wat ons nodig het om ons naastes van hulp te wees in God se liefdesbrief, sy woord. Christen vriende, hoe meer ons die Bybel bestudeer en memoriseer, hoe meer gaan ons in staat wees om die moeilikhede wat oor ons pad kom, want dit gaan kom, maar ons kan dit hanteer met God se woord.
Ons lees weer eens in Psalm 119 vers 10. Ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. En vriende, hoekom dit ook so belangrik is om te weet wat reg en verkeerd is, om te weet wat vir God goed en aanneemlik is, om te weet hoe om God te dien, om te loof en om te prys, maar nie net dit nie. Daardie beloftes wat hy vir ons in sy woord het. Vriende, dit is regtig die asemrowendste liefdesbrief wat jy ooit in jou lewe sal kry. En julle weet natuurlik, in hierdie woord kom praat Jesus Christus self met ons. En hierdie woord maak ons vry. Dit gee ons vryheid. Dit gee ons regtig vryheid van bekommernis, vrees, hartseer. Nee, okay, hartseer is altyd daar, maar weet julle, as ons vrede in Jesus het. Wat kan dit top? Ek glo nie daar's iets wat dit kan top nie. En weet julle, die woord gee ons ook sekuriteit. Dit gee ons sekuriteit van waar ons op pad is. Dit gee ons sekuriteit dat ons behoort aan 'n groter en heiliger God. Dit gee ons sekuriteit dat ons 'n tuiste het in die ewigheid. Julle sien, vriende, watter leuns uit jou verlede is daar wat jou nog gevange hou? Watter waarhede is daar wat jy moet aangryp? Vra God om jou te lei na die waarheid in sy woord wat jou uit die duisternis lei. Jy sien, vriende, die woord is mos lig ook, soos ek nou gesê het, en die lig verdryf die duister. Maar het julle geweet, duisternis kan nie lig verdryf nie. Onmoontlik. God se liefdesbrief is ons lig. Maak ons vry. Jesus se woorde gee ons krag, gee ons wysheid, gee ons verstand. Is dit nie wat ons almal wil hê nie? Is dit nie wat jy smag na nie? Jesus se woorde in Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat my getuig. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Dit is so hartseer. En Jesus staan met so groot uitnodiging. Kom na my toe, almal wat die lewe het. Kom na my toe as jy honger en dors is. Kom na my toe, ek sal vir jou gee. Jesus staan in sy woord sê dit. Kom na my toe. Sien vriende. Die skrif inspireer aksie. Ek dink dit is een van die belangrikste feite van die woord. En dit is 'n skerp vermaaning dat ons nie net die woord moet lees nie. Dat ons die woord prakties moet gaan lewe. En weet julle, ja, ons kan. Ons kan die woord lewe. Want ons kan in vrede lewe. Ons kan in liefde lewe. Ons kan in vergifnis lewe. Ons kan in omgee lewe. Ons kan. Ons moet nie die woord ons eie maak. Ons moet die woord in ons hart bære. Ons moet die Here vra, Here, laat U woord wortel skien in ons harte. Dat hy kan vrug dra. En dat ons daardeur ook kan vrug gee van waar ons loop, soos die storie vertel van die oupa en die seentjie met die watersak. Ek meen daar oral waar daai water gedrup het, soos wat jy jou woord ons gelees het, oral waar daai water gedrup het. Al was dit 'n dooie stuk grond of wat ook al, daai water het daar geval. Daar het iets begin groei. Die water het daar geval. Die woord het mos daar geval waar ook al jy geloop het. En dit is hoe jy mos mense ook bedien met die woord. Dit is hoekom dit vir jou so belangrik is. God se liefdesbrief vir jou te gaan lees. Jy sien, vriende, geestelike herskepping vind nie net soveel plaas deur die doen en die deel te wees van die liggaam van Jesus Christus, as wat dit plaasvind deur die leer. Dis al drie. Jy moet dit leer, jy moet dit doen en jy moet dit lewe. Wat is wat jy leer en leef dit uit? Kyk na dan wat God in jou lewe doen. Kyk wat hy doen. Gaan lewe dit. Weet julle vriende, gaan doen dit. God is by jou. Lees sy liefdesbrief. Lees sy liefdesbrief, daar's iets kosbaar vir jou daarin. Net vir jou geskryf. Uit God se hart.
aan jou. Lees dit. Ons lees in Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees wat hy doen. Vriende, God het 'n liefdesbrief vir jou. Dit is vir jou om te gaan uitvind wat hy vir jou wil skryf of geskryf het. Die naam is daarop, gaan lees dit gerus. Vriende, my dit nooi ek julle nou uit om saam met ons oor te gaan na die nagmaalfees toe. Vriende, ons lees in Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het jy geen lewe in jouself nie. Want hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. En my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. In 1 Korintiërs 11 vers 27 lees ek vir ons voor: Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, skoon tog, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, dink daaroor en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 staan, vers 24, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap van die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Vriende, neem die brood en die beker en neem nou saam met my en die ander vriende wie om ons deel aan hierdie nagmaalfees van ons Here Jesus Christus, net wanneer u gereed is.
En daar is geen God soos ons God, wat magtig, liefdevol en getrou is, wat ons ooit kan begryp nie. Mag God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. O allerheiligste, almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie dat U hier teenwoordig was. Dankie dat U vir ons 'n liefdesbrief gebring het. Vader, wat genoem is word die Bybel. Here, dankie dat U vir ons verstand gegee het om dit te kan verstaan. Vader, en daar waar ek vra, Here, gee vir ons nog wysheid, nog meer wysheid, om U woord beter te verstaan, Here, en beter te leer ken. En ook U daardeur, Here, beter te kan leer ken. Vader, ons dankie, Here, dat U aan alles gedink het. Die dag toe U ons gemaak het, ja, Here, dat U woord van die begin van Genesis tot aan die einde van Openbaring die waarheid is. En ja, Here, dat Jesus die goue lyn is, die goue draad is, waardeur hierdie woord aan mekaar gehou word en gesit is. Here, help ons om dit so te kan verstaan. Help ons om dit nie net te lees nie, maar my God, dat ons dit sal gaan lewe tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, Here. En dankie, o Here Jesus, dat ons nou weer deel kon gehad het aan dit wat U vir ons gedoen het meer as 2000 jaar terug. Dankie, Here Jesus, dat U alles gegee het om ons as sondaars te red. Help ons ook om ons alles te gee om gered te word. Sterk ons so met die Heilige Gees, my God. En laat, Here, dit wat ons doen en sê, net aanneemlik en tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam sal wees. Vra dit in die grootste naam wat ek ken, my God, Yeshua Mashiach. Dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. Vriende, julle met 'n geseënde dag verder hê, en ons sien julle weer in God se teenwoordigheid oor 'n week. Amen. Shalom.